My naam is Daniel Leroux. Ek het die voorreg om as skoolhoof te dien hierso by Brackenfell Hoërskool en ek is amper nou 2 jaar al hierso by die skool betrokke en is regtig net vir my 'n seëning gewees en is regtig 'n lekker span om van deel te wees. I think one of the first things that stood out for me is the exceptional academic performances of our learners. Saam met dit ook is daar 'n klomp ander goeie positiewe goed en areas waar die skool regtig waar uitstyg en goed doen. Ons doen goed op sportgebied waar ons goed deelneem. Ons is in terme van kultuur en leierskap is ons kinders ook besig om regtig waar te presteer. I think the biggest thing that I experienced the last year and a half was about the new vision we have for the school. And the important thing about this vision is the way that people accepted it and bought into it. There was a buy-in and people are excited about the future. So it was wonderful to experience that and to realize that people are willing to reach higher and to grow and to reach our full potential. So that is a wonderful thing. En die ander ding wat ek dink wat deel van dit is ook, en dit het mens beleef in hierdie tyd ook, en dit het deel geword van ons visie wat ons het vir die skool, is die skool met 'n hart. Dis regtig 'n belewenis wat ek het tussen die mense, dat mense 'n hart het vir mekaar, 'n hart het vir die gemeenskap, 'n hart het vir die kinders. En is eintlik ongelooflik dat dit deel kan wees van die visie en die pad wat ons vorentoe vat. So ek is opgewonde oor dit. Well, I must say, when you're first appointed at a school, you have your own ideas in what you want to achieve at a school. But when you get to the school, the reality strikes you. En dit is maar ook my ervaring gewees, dat ek het bepaalde doele en doelwitte gehad wat 'n mens in jou agterkop het, en dan kom jy by 'n skool, dan loop jy jou vas in ander realiteite. So toe ek by Hoërskool Brackenfell kom, was die eerste realiteit waarin ek vasgeloop is dat die skool regtig finansiëel baie swaar gekry het. So onmiddellik is hierdie klomp dinge wat jy in jou kop het weg. So die eerste ding wat ons by die skool moes doen in daardie tyd was om die skool se finansies te stabiliseer. Yeah, there was a person with the name of Nick Tomatos. He was the chair, I think, of the governing body around about 2004. En dit is 'n ou wat ons visie gedeel het met waarheen ons moet gaan. So toe die finansies begin stabiliseer, kon jy al hierdie ander goed gedoen kry. Maar al hierdie goed is net moontlik as daar 'n goeie fundament gelê word. En daarvoor is 'n mens dankbaar vir jou voorgangers, vir die personeel wat al die jare daar was en gehelp het om 'n struktuur te skep, om 'n basis te lê dat hierdie goed kon gebeur, dat die nuwe drome wat gevestig in die skool is, dat daai dinge kon plaasvind. Jannie Miller, I was the principal of Brackenfell High School from 2017 till March 2024. Well, to start off by saying that our vision of the school was, ons het gestreef daarna om leerlinge te kweek wat gebalanseerd is en dan te ontwikkel in volwassenes wat gebalanseerd is en 'n plek in die samelewing kan inneem. Daarom het ek en die personeel gestreef daarna om hulle te motiveer om gebalanseerde leerders te wees, om akademie natuurlik voorop te stel, heel eerste, op sportgebied, ten minste winter- en somersport te probeer beoefen, natuurlik het almal dit nie gedoen nie, en op kulturele gebied hulle kant te bring. Ons het soveel geleenthede geskep, daar's koor, daar's drama, daar's sang, daar is Eisteddfort, noem maar op, daar's soveel geleenthede. So ja, ek het altyd gesê, 'n betrokke brakkie is 'n gelukkige brakkie. Betrokke ouer is 'n gelukkige ouer en natuurlik 'n betrokke personeel is 'n gelukkige personeel. So ek dink dit is my legacy wat ek probeer laat, om betrokkenheid te kweek by almal. So ek het gematrikuleer by die skool in 2022 en toe ek begin werk by die skool in 2024. So I think the most challenging thing would probably be om daai respek te kry by die leerders, en jy is obviously 20 en dan was nog baie leerders wat nog op skool was, toe ek op skool was en toe ek nou begin het, so ek dink respek, daai woord respek kom by my op. Ek kry die vraag baie, wanneer ek ook gaan kuier by ou vriende wat saam met my op skool was, dan kry ek die vraag, hoe is dit om in die skool se personeelkamer in te stap, om jy werk nou saam met vriende dalk, jy werk saam met kollegas, vriende wat vir jou skool gegee het, hoe is dit? En
meneer Beck het altyd gesê, Koos, haar eerste 5 minute of haar eerste paar dae, vat dit rustig en dan don't be windgat, maar have confidence. So dis lekker, jy stap in die personeelkamer en mense groet jou, vra hoe gaan dit? En dis 'n lekker ondersteunende personeel. Onthou ek begin het met die toesig. En vir ek weet vir gevra Gustaf, hoe gaan dit? Koop jy nog, maak jy dit so? Ja, was dit 'n lekker experience op die skool. So skool waar kan veel, jy moet 'n lekker verjaarsdag hê. 50 jaar, onthou toe ek hier was dit nog die 40 teken wat hier was. So happy birthday. May you go from strength to strength. Mag ons gaan van krag tot krag en mag ons geloof in alles sit en mag ons net van krag tot krag groei. And just happy birthday Alteo Speru. Ons vorige voorsitter het gesê ons hy het altyd gesê is nie is Alteo Speru nie, maar speer op. So let's enjoy our birthday and may there be 50 more. Yeah, I was fortunate to be in Brackenfell High School before the new building, but I left in 1975 and went to a neighboring school. Toe ek na 11 jaar weer teruggekom, die keer as 'n onderwyser. In daai tyd het die skool toe die nuwe gebou betrek. Ek was nog by die inwydingsgeleentheid. Jy weet, daar was 'n groot storie geweest en daar was kore wat gesing het en allerlei dinge. Dit was in die aand geweest en ek het nogal die voorreg gehad om op die galery te sit. So dit was 'n goeie vreemde ervaring. Well, first of all, I think there's, in the last few years since I've left, there has been a big emphasis on changing the facility a little bit, upgrading the facility, om het 'n bietjie meer toeganklik te maak vir kinders. Dan uit die aard van die saak, die samestelling van die skoolgemeenskap. Kinders, onderwysers, ondersteuningspersoneel, dink ek lyk 'n bietjie anders dan nou as toe ek hier begin het en vir die grootste gedeelte van my loopbaan hierso. Vir die volgende 50 jaar wens ek dat die hoërskool Brackenfell van krag tot krag sal gaan, dat hulle aanhou sal ontwikkel en dat hulle net nooit sal vergeet waar hulle vandaan kom. For me, when I started 20 years ago, it was to be able to work with teachers that you admired as a school child. What I remember to this day, and I feel like that's still the same, is Interschools Week. Daai gees, daai opgewondenheid, and we have the same traditions today still. The 40 days the day before, the wacky awards in the wall, celebrating the matrics. Daai is vir my nog dieselfde, daai selfde gevoel, hoendervleis, opwinding, interskole nog al die pad. Whether it be at the athletics day, in those days we had co-ed, today we have top 5. As almal sing, as die skool saamkom, when they unite for one cause and you can feel it in the air. In this school you have so many opportunities. It doesn't matter if you are a chess player, if you like to perform on stage, if you are loving sport, there is literally something for everyone. Whatever from grade 8 is going to be what you make of it. And you can be a part of one thing or so many things, but there's something for everyone. Just take it and make it part of your high school career. Like we say, Altiora Speru, higher and higher because you can and you've been doing it. Sure, when I think back, it would have to be the orientation week. Lot of laughs and humor. But what I remember the most is 'n betrokke brakkie is 'n gelukkige brakkie. It was so drilled into our heads dat dit al by my oorie uitgeloop toe ek klaar was met oriëntasie week. My first thought walking into the school was, this is a massive school. Like, how is the school going to function with so many learners? But later I figured out that was to my advantage. Toe ek by Hoërskool Brackenfell aangekom het, dit het vir my 'n nuwe lens gegee. I got exposed to a lot of different circumstances, verskillende agtergronde van die kinders, and I really learned that a more humanized aspect of society than what I previously had, and I think that is what helped me figure out that I want to work with people one day. Something that has stuck with me is, I can't promise you that it will be easy, but I can promise you that it will be worth it. Ja, weet net as jy hier by Hoërskool Brackenfell uitstap, jy los nie net voetspore agter en jy gaan brakkiespore agterlos.
I think there are two very important things to look at going to the future or having a vision for the future. And the first one is we set ourselves and we had a discussion with the governing body and the staff and the parents and the whole theme that came out was we want our school to be a beautiful place. So we have to invest in our school buildings, infrastructure, but it's not just the classrooms and the school buildings, it's also the atmosphere, the culture you create by creating a wonderful infrastructure. And the second part I think is about relationships and being part of the community. So mens wil jou omgewing so maak dat mense graag hier wil wees. It's got to be a place where the learners want to be, where the teachers want to be, where they are happy, and where the parents are happy and feel welcome. So in dieselfde met die gemeenskap, ons kan nie apart staan en los staan van ons gemeenskap nie. Dat 'n mens deel kan wees en vir die mense 'n welkom omgewing skep, waar hulle voel hulle is welkom en waar hulle gelukkig is, en dat die mense terugkom na die skool toe. En deur dit te vestig en uit te bou en sterk te maak, is die geloof en die vertroue wat 'n mens het dat dit die skool van keuse gaan word vir ons laerskool in die omgewing. So dit is in kort ons visie vir die toekoms. Ek dink dit is seker een van die moeilikste vrae wat jy vir my kan vra, want elke kind is maar 'n produk van die tydsgleef waarin hy groot word en van die mense met wie hy daagliks skouers skuur. Maar een ding wat dieselfde gebly het oor al die jare heen is dat 'n kind geborgenheid soek in 'n skool en hy soek liefde en hy soek aanvaarding. En as daar nou iets is, dink ek, van die brakkie gees wat in die skool gebly het, dan is dit daai begrippe. Is 'n ding waarna ons almal gestreef het om vir die kinders daai geborgenheid te gee, om liefde te gee, om 'n gevoel van ek behoort aan hulle te gee. When you refer to a defining moment, I can't really say that it's a defining moment, but it is something that you strive to achieve all the time. Dit is nie 'n afgehandelde produk nie. Ek het eendag, en dit is die gees wat 'n mens by die kinders probeer, en ek onthou aan die einde van die jaar, toe die kinders hulle uitslae kom haal, toe kom 'n pa na my toe en hy sê vir my, daardie woorde, waar jy vir 'n kind gesê het, hy is goed, of hy's goed genoeg, het die kind verander. Ja, ek dink ons praat die laaste tyd baie oor wat beteken dit om te sê jy's die skool in die gemeenskap vir die gemeenskap of die skool met 'n hart vir die gemeenskap. What does it mean? How does it convey into realistic terms? En ek dink die ding wat daarby uitkom is die volgende ding, dat 'n mens nommer 1 'n identiteit moet hê. It's about having an identity and having a sense of belonging. En ek dink dit is een van die groot goed wat kinders, maar enige mens, ek dink enige een van ons wil graag behoort aan. En ek dink dis waar dit so half oorgaan tussen die grense van wat beteken dit eintlik en wat kan dit vir jou beteken. Dis daai ding om te sê ek behoort aan. Ek het 'n trots. Dis vir my lekker om verby die skool te ry of die skool te sien in die media, of as ek self by die skool betrokke is, om te beleef ek kan trots wees op die skool en op die gemeenskap waarin die skool is. That sense of belonging and that sense of identity is important. I think there's a saying in English about standing on the shoulders of giants. En ek dink dis een van die goed wat ek hierso beleef het toe ek nou ingekom het. Die skool het soveel goeie sisteme, daar's soveel goeie goed in plek. Die basis en die fondasie is regtig wel goed gelê. En mens kan eintlik net op dit bou, and you can only just stand on the shoulders of giants. En daarvoor moet jy mens baie dankbaar wees. Dankbaar wees vir vorige generasies, dankbaar wees vir vorige beheerliggame en vir vorige personeel en leerders wat baie gedoen het. En dan spesifiek, want ek weet as 'n mens in so 'n skool is, as daar nie goeie leierskap is nie, dan sukkel 'n mens. So spesiaal en spesifiek vir meneer Miller en meneer Pretorius, you are the giants that we are standing on your shoulders. En dis as gevolg van julle uitstekende werk en dit wat julle gedoen het, dat ons 'n fondasie het om vorentoe te kan gaan. So regtig wel baie dankie vir julle. Die Hoërskool Brackenfell, as hoop ek, sal voortbou op die fondasies dat die Here God is in beheer van die skool, hy is aan die stuur van die skool. En dat ons daarop sal voortbou en dat hy aan die stuur bly van die skool. Boodskap, message for the learners maybe, I could say,
Don't give in to peer pressure. Stay true to yourself. En onthou ook dat ek altyd gesê het, 'n betrokke brakkie is 'n gelukkige brakkie. And once a brakkie, always a brakkie. Aan die personeel wil ek sê, jy weet al verander die wêreld daar buite voortdurend. Onthou waarom jy in die onderwys ingekom het. En dat jy sal altyd die vraag vra, wat is in die beste belang van die kind? En dan wil ek ook van die tyd gebruik maak om te sê baie geluk aan die Hoërskool Brackenfell, 50 wonderlike jare, waarvan ek 35 jaar kon deel wees. En dit is 'n besondere voorreg. En meneer Daniel Roux en jou personeel baie sterkte. Dankie dat julle aan ons gedink het in hierdie tyd. Ek waardeer dit opreg. Dit is lekker geweest om met julle te gepraat het vandag. En baie sterkte. Ek weet die skool is in goeie hande en dat julle sal voortbou op die fondasies wat voor julle gelê is. Dat die skool sal aanhou bly om mense te lewer wat in Suid-Afrika 'n besondere rol kan lewer. Dit is so lekker om te sien. Die skool gaan vooruit. Daar's almekaar iets nuuts. Dit lyk so mooi. En 'n mens hoop en vertrou dat oor 50 jaar, wanneer die skool sy 100ste herdenking vier, dat daar 'n video sal wees waarin hierdie wens miskien weer uitgespreek sal kan word. En dat die mense kan sê, ja, dit het waarlik gebeur. So ek wil ook vir die skool geluk wens met sy 50ste verjaarsdag. Ek wil sê dit was van die 13 gelukkigste jare wat ek in my lewe gehad het, was by die skool. So baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die volgende 50 jaar net so geseënd wees soos die eerste 50 jaar. Viva!